vanoggend het ek 'n gedeelte wat ek met julle wil deel, wat nou my hart 'n bietjie prit vir 'n rukkie. En dit begin met, ek weet nie en dit is spesifiek vir die mans, wat ek nou hierdie vraag wil vra, maar as my vrou gewoonlik die huis verlaat, dan los sy my met 'n lysie. En dan is daar spesifieke items op daai lysie, en dan wanneer sy terug moet verwag, sy daai lysie nou gedoen word. Ek weet die mans kry hulle sulke lysies. Party van hulle wag wanneer hulle verlof in is, en hulle by die huis sit, en sê, ons moet nie weg nie. Hier is 'n paar goedjies wat ons in die huis kan doen. En ek kry toe so 'n lysie by Wommy, en ek begin met die lysie, baie ywerig. Ek sny die gras voor en agter, ek maak seker die swembad is mooi skoon. Ek het selfs 'n randsteen met die tuin skeef gedruk en reguit gepak. Ek weet nie wie van julle onlangs in die tuin gewerk het, maar as jy 'n stuk klip wat in die tuin is moet skuif, daar's al ewig mure. En die nes wat ek moes deurmaak om hierdie nou te doen, en sy kom by die huis en ek is trots op myself. Ek sê, "Wel, kyk wat ek was gedoen." En die eerste ding wat sy doen is sy stap na die wasmasjien toe en sy sê, "Om die wasgoed nie gewas nie." En okay. En sy maak my skoon was erop en sê, "Maar sy uitgepak nie." En dit was een van die twee dinge wat ek moes doen die dag. En dit laat my besef, ek het hierdie lys gehad en iewers het ek so met passie hierdie dag ingevaar en die goed wat ek gedink het belangrik is. En ek het net die belangrikste goed gemis. En toe laat my wonder, maar hoekom sal hoe baie gebeur dit in ons eie lewens, waar ons met belangrike dinge besig is, maar eintlik mis ons die belangrikste. Eintlik mis ons dinge wat meer belangrik is. Nou, as ons vasgevang raak, en baie keer dink ek dit is omdat ons vasgevang raak in iets wat vir ons belangrik is, en ons fokus iewers langs die pad, verloor ons daai fokus. En dit is wat ons aansluit vanoggend by ons teksgedeelte uit Matteus 12 vers 1 tot 8. En dit vertel van 'n soortgelyke situasie van mense wat fokus verloor het. En Jesus kom en hy kom praat met hierdie mense wat hulle fokus verloor het. Nou kom ons lees die teksgedeelte en dan kan ons dit verder bespreek. Dit sê Matteus 12 vers 1 tot 8, dit sê in hierdie tyd het Jesus op 'n Sabbatdag deur die gesaaides geloop. Sy disippels het honger geword en die aarde begin pluk en van die koring geëet. Toe die Fariseërs dit sien, sê hulle vir hom, "Kyk daar, die disippels doen iets wat op die Sabbatdag nie gedoen mag word." Maar hy sê vir hulle, "Het jy nie gelees wat Dawid gedoen het toe hy en sy manne honger geword het nie? Hy het in die huis van God ingegaan en van die offerbrood geëet, wat hy en sy manne nie mag gedoen het nie, maar net die priesters. Of het julle dan nie die wet van Moses gelees, dat die priesters op 'n Sabbatdag in die tempeldiens moet doen nie? Hulle oortree dus die Sabbatsgebod, en tog is hulle nie skuldig. Ek sê vir julle, hier is een wat groter is as die tempel. As julle begryp wat dit beteken, ek verwag barmhartigheid en nie offers nie, dan sê julle nie mense wat onskuldig is veroordeel het nie. Die seun van die mens is immers Here oor die Sabbat." So 'n bietjie agtergrond. Toe ek die agtergrond gaan oplees het, besef ek dit klink baie soos ons wêreld vandag. Jesus se bediening vind plaas in 'n tyd wat baie onstabiel is. Ons sit met 'n regerende party wat hulle namens die Romeine wat in hulle wêreld is, wat eintlik maar beheer het oor hulle land, wat vir hulle sê hoe hulle moet optree, wat korrup is, wat besig is om allerlei idees en lewensvorme op hulle af te dwing, allerlei godsdienste af te dwing op hulle. Ons sit met 'n onregverdige lewe wêreld waar die ryk is, die armes onderdruk, en waar die politici eintlik maar wat hulle eie mense moet beskerm, maar eintlik die wol gooi vir hulle eie gewin. Klink soos ons waterkrisis, né? Ek is lief vir spotprentjies kyk en dan as ek baie keer vang hulle dit so mooi vas, wat so ernstig is, op 'n baie onmoontlike situasie, maar as ons kyk na die wêreld waarin hierdie Jode hulle self bevind het, is al klaar 'n vreeslike moeilike wêreld. 'n Wêreld waar jy konstant moes worstel met waar vind ek my geloof, waar plaas ek myself. En dan sien ons die Fariseërs kom en hulle
tree dan net soos die regerende mense op, net soos die politici op in die land, en ons sien 'n dieper krisis wat ontstaan. In plaas dat hulle anders is die wêreld, is hulle presies dieselfde. Jy sien, hulle kom om te oordeel, hulle kom om dood te maak, om haat te praat, om fout te soek. En ons sien in hierdie gedeelte dat die fariseërs het stuk vir stuk en hulle begin agterdogtig raak van Jesus en die manier wat hy die mense geleer het. Want het agtergekom dat Jesus is besig om baie van die reëls te oortree. Nou, 'n kantnota wat ek dink ons moet onthou is, dat Jesus dit as prins gedoen. Onthou, Jesus het nie per ongeluk die wet oortree nie. Hy het as prins geleenthede gesoek om die wet te oortree, en dan beteken ewe skielik is 'n aanknopingspunt, wanneer hom nou vra, maar hoekom het jy dit gedoen, dan sê hy, hier is hoekom ek dit doen. Want as Jesus dit nie as prins gedoen het nie, hoe anders sou hy met hulle kon gesels? Hoe anders sou hy met hierdie wetmakers en enforcers kan gewerk het? Hoe sou hy met hulle anders kon redeneer? Nou, hierdie fariseërs, nou ek het in my tyd as prediker, het ek altyd die fariseërs as 'n baie negatiewe element beleef. Ek weet nie of julle fariseërs is die bergers, nee? Nee? Zeg maar net vir my, wie dink hulle is die goeie ouens? So baie er geen naam gee. Die fariseërs was beskryf as slegte ouens. Oral waar ons in die Bybel lees, dan sien ons die fariseërs kom en hulle sê die goed, en val met die kruisingsverhaal, is dit al die laaste strooi waar ons besef, hierdie fariseërs en die dinge wat hulle doen, en ek dink selfs wanneer ons mense kry wat sê van nou nie noem ons hulle fariseërs. Maar tog het ek vir die eerste keer wat ek hierdie stuk nou, ek weet nie hoeveel keer ek maar gelees nie, maar het ek 'n sagte plekkie vir die fariseërs ontdek. En ek hoop dat vanoggend kan ek ook julle gedagtes bietjie verander oor die fariseërs. Want onthou, voor Jesus gekom het, wie was die mense wat moes seker maak dat die sinagoges werk? Wie was die ouens wat moes seker maak dat die skrif was reg uitgelê? Wie was die mense wat moes seker maak dat die ouens gehou het by die heilige standaarde, dat hulle die Sabbat in hierdie geval gehoorsaam? Ons moet onsself die hele tyd beperk, want as ons nie onsself keer nie, gaan ons nooit rus. Nee, ons gaan aanbly werk. Ons sal Sondag ook deurwerk as ons kan. En dit is wat die fariseërs moes doen. Hulle moes seker maak dat hulle moes wette in plek sit later, want ons as mense maar geneig om nie reëls na te volg nie. En as ons gou ietsie werksgewys kan doen, dan dink ons wen eintlik op die maandag. Het jy al daai gevoel gehad? Want as ek gou nou 'n bietjie werk, dan het ek maandag minder werk. En dan eintlik is die leer as jy maandag wakker word, dat jy net nog meer e-poste, dan beteken dit eintlik Sondag gewerk en jy werk in maandag. Praat ek sin? Sal van julle wat dit beleef het? Ek het dit die laaste ruk beleef met Aaron sy wakker was in die aande, dan dink ek gaan maar 3 uur opstaan, want ek sou klaar wakker, en ek gaan gou werk, en dan besef ek het niks ingehaal vir die volgende dag nie, ek sal nie presies dieselfde, ek is meer moeg. En iets wat in hierdie verhaal plaasvind is, ons sien die Jode wat hierdie wette probeer vashou. Nou, interessante ding, hulle kritiseer hierso vir Jesus. Maar volgens die Joodse wette mag jy nie meer as 2000 tree geloop het op 'n Sabbatdag. En as ons mooi kyk na die gedeelte, volg hulle vir Jesus rond. So, eintlik, tegnies gesproke, is hulle ook besig om die Sabbatdag te oortree deur rond hulle, want daai 2000 tree, ek weet nie of hulle al 2000 tree probeer loop het nie. Dit is nie baie nie. Vir 'n fikspersoon miskien is dit nie so baie. Maar as jy gaan kyk, hoe maklik is jy horlosie vat en jy kyk wat 2000 tree beteken. Ek het vanoggend, ek het my horlosie aangesit net voor ek kerk toe gekom het, ek 610 tree geloop. Wat nie baie is nie. Het iemand anders hulle horlosie aanlaat gesê vir tree gestaan? 736, jy is bietjie voor, Leon. 2300. Sê ek weer daar agter? 1500, maar dis vir die koffie, dit tel my. So, as mens daai tree uitwerk, dit is nou eers 9:36, so dit beteken daar is nog 'n hele dag se tree. Ek weet nie, as jy deur 'n land moes stap wat half geoes was, want dit is die Bybel se gebruik gewees, in die Ou Testament gebruik, jy het oorgelos vir die weduwees en vir die arme mense. So hierdie was bedoel vir hulle. En toe gaan die fariseërs en hulle sien hierdie, en hulle sê,
Julle is besig om aan te jaag, julle mag dit nie doen. En wat hulle sien in hulle verstand is, hulle sien, eerstens, jy is besig om te oes. Jy mag dit nie doen nie, jy mag nie werk nie. Alhoewel daar oes eintlik gekoppel was aan, jy mag nie oes en dan vir wins gaan verkoop nie. Goed, jy mag nie kos voorberei nie. Hulle voedsel was voor die tyd voorberei vir die dag. En boonop doen hulle al hierdie dinge met hande wat nie gewas was. So dis onreinheid wat nou ook nog in betrok is. So jy kan sien hoe hulle nou vir Jesus nou probeer kap met hierdie stellings wat hulle maak. Maar tog is die Jode maar net besig om hulle werk te doen. Die Fariseërs is maar net besig om hulle werk te doen. Hulle is besig om seker te maak dat hierdie Jesus, wat hulle nie weet sy seun van God nie die wet oortree nie. En dit my laat wonder, want Jesus kom en hy sê, en hy herfokus hierdie aandag weer. Hy sê, Jesus sien menslike nood, sy disippels wat honger is, hulle sien wette wat gebreek is. En dan sien ons hoe Jesus dan nou gaan en hy verduidelik vir die Jode, vir die Fariseërs en vir die Jode wat om hom is, wat dit is wat die aangaan. En wat my mooi is hier is, as jy iemand net iets wil sê, omdat jy net wil sê, dan gaan jy nie moeite doen met te verduidelik, gaan nie. En Jesus doen nogal baie moeite, hy gaan na die Ou Testament en hy gaan half hulle voorbeelde uit, en hy sê, hier is hoekom, hierdie wet wat julle nou vir my sê verkeerd is, eintlik nie heeltemal reg verstaan word nie. Maar jy sien, hy moet hulle nou probeer skei van hierdie wettiese geloof, waar hulle so vasgevang het van ons moet die hele tyd die lat hê, om seker te maak mense bly in lyn, dat hulle vergeet het van die liefdeskant van God. Hulle het vergeet wat dit beteken, wat hoe God se voorsiening lyk. Hulle het al vergeet, want hulle moes die reël volgers wees, hulle moes seker maak. Nou, jy hoef net jou Ou Testament te lees om te weet, dat die Jode was moeilike mense gewees. En net 'n kort tyd, hoeveel jaar was hulle in die woestyn gewees, want hierdie ouens kan net nie hulle opvolg, kan net nie volg wat die Here vir hulle gee nie. En toe gaan Jesus en hy gaan, hy pak dit uit, en ek wil graag dit vir julle verduidelik. Hy praat hier so die gewyde brode. Nou wat interessant was, is hierdie brode was gepak gewees op hierdie toonbank, soos met nagmaal, om te wys van God se voorsiening, te sê dat God sal altyd voorsien. So enige persoon wat in die tempel gestap het en hierdie brode gesien het, geweet, God gaan voorsien. En hy gebruik dit en hy sê, en so die vars brood was vir 1 week, die brood gestaan, en dan as die brood oud geraak het, die priesters het geëet en het weer vars brood opgesit. En so die siklus gewerk. So dit was die kos vir die priesters. En hier sien ons dat hy praat van Dawid, wat met sy manne hierdie brood geëet het. En die feit dat die rede kom hy dit inbring is om te sê, want Dawid was nie gestraf gewees. Wat beteken God het verstaan hoekom hulle die brode geëet het, want die mense was honger en die honger het geregverdig dat die seremoniese wette gebreek mag word. Wat beteken function before form, né? Die nood is belangriker as hierdie reëls. Dit is belangriker dat Dawid hulle roeping kon gaan uitleef, as hulle van honger sterf. En dan sien ons die volgende deel, en eintlik wat Jesus sal sê, as julle my wil oordeel, dan moet julle vir Dawid oordeel. Dan moet julle hom ook met hierdie klag, en hulle sal dit mooi doen nie. Hoe kan hulle vir Dawid aankla? En toe gaan hy 'n stapie verder, en hy praat oor die priesters wat op 'n Sondag moet werk, op 'n Sabbatdag moet werk, en hy sê, hulle werk, maar hulle word nie veroordeel nie. Hulle doen diens, wetende dat die Fariseërs weet baie goed hoekom hulle diens doen. Want onthou, die tempel se doel was om die versoening tussen mens en God te verteenwoordig, die by mekaar ontbind. Maar nou sien ons al hierdie gedeeles wat Jesus vir hulle uitwys. En hy probeer al vir hulle hierdie skets maak van die Ou Testament en hoe hulle die pad verloor het. En toe wonder ek, maar waar is die plekke waar ons in ons lewens baie keer van die paadjie afgaan, waar ons so gefokus raak op die reëls of die regulasies, dat ons baie keer vergeet van wat belangrik is. Nou, ek kan vertel van my wêreld, wat vir my moeilik is. Jy kan maar antwoord. Weet julle waar is dit vir my moeilik? Is as ek na die kerk kyk, dan kyk ons, is dit gesvee?
Is dit skoon? Is die formaat van die preek reg? Werk die PowerPoint? Is die klank reg? Want niemand wil hoor dat daar 'n klankprobleem is, dat daar geluid is wat ekstra is, of die moederkamer se klank werk nie, of die preek is dalk te lank of te kort. En al hierdie elemente kan so veroorsaak dat die prediker hier voor staan, dat hy op dit gefokus is, dat hy eintlik sig verloor. Want dit is belangrike goed. Dit is belangrik, natuurlik is dit belangrik. Dit is belangrik dat jy in 'n skoon stoel sit. Dit is belangrik dat jy verwelkom is, dat die koffie reg is, dat daar broodjies uitgepak is. Maar die belangrikste is, ons is hier om die Here te aanbid, om saam as gemeente saam te wees in sy teenwoordigheid. Dis hoekom ons hier is. Ons is hier, ander goeders is mooi, maar dit is nie die belangrikste. En baie keer kan ek vasgevang raak in daardie ding, want mense kry klagtes oor die goeders gewoonlik. En dan veroorsaak dit dat mense gedagtes draai. Nou, ek het 'n paar 4 punte saamgestel, wat ek wil hê ons moet dink aan wanneer ons onsself bemeet. Nou, hoor gou hierdie 4 punte, en dan gaan ek dit met 'n kinderspeletjie vergelyk. Ek hoop julle is reg. Ons gaan dit speel nie. Die van die kans kan ons dit gaan op die gras aanspeel. So die 4 strikke waar ons kan trap, en as fariseërs, is wanneer ek eerder iemand teregwys as om te verstaan. Wanneer ek vinnig oordeel, dan stadig vergewe. Wanneer ons waarheid praat, wanneer raak sien, wie langs ons seer kry. Wanneer ons sterk standpunt het, maar min deernis. Nou as jy al 'n rukkie in die kerk is, dan weet jy dat kerk, as ek hoor mense sê hulle seer gekry in die kerk, en dink ek dit is maar 'n natuurlike situasie van mens wees. En dan besef ek iewers vind ons almal rolle in hierdie goed waar ons vasval, waar ons vassit, en dit bring my by ons speletjie. Want het julle as kinders stak in die mud gespeel? Ken julle dit? Alright. Nou, dit hang wat se meer gaan jy speel, want ons altyd vir die weet nie. Stak in die mud is 'n speletjie waar een persoon is die persoon almal laat met stak voel. So hy moet rondhardloop en soveel as moontlik aan mense raak. As hy nie geraak het, moet hy vries, presies soos hy gestaan het. Nou, dit hang wat se weer gaan jy speel. En ek dink as ons hierdie as 'n gemeente moet speel, sal ons nie die tweede gedeelte kan doen nie. Want of jy sê jy moet, dan sal iemand wat aan jou moet raak, of jy moet onder die nou se bene gaan, dan beteken daai persoon is dan nou geaanstap. En dit was die grootste gejaag om seker te maak dat jy nie op dieselfde plek is nie. En hierdie punte voel vir my baie so stak in die mud, want ongelukkig is baie min gevalle gaan ons self hierdie goed kan raak sien ons eie lewens. Baie min, gaan jy die persoon wees wat jy eie, want as jy 'n sterk standpunt het, maar nie ander mense standpunte wil raak sien nie, is daar baie klein kans dat jy gaan bereid wees om te besef dat jou standpunt eintlik verkeerd is en dat jy moet dink aan ander mense standpunte ook. Of dat jy met ander in ag moet neem. Dit is die persoon langs jou wat jou gaan moet aanstak. Want as jy vas is in so 'n situasie en jou standpunt is die sterkste standpunt, of jy glo jou waarheid is die regte waarheid, maak nie saak hoeveel mense jy seermaak om daai waarheid nie, gaan jy nie verander tot iemand anders jou sê en verander of wat vir jou uitwys nie. So kyk net gaan na die persoon langs jou. As dit, kies ek eers jou familie en dan die gemeente, man en vrou, ons bied counseling as jy hierdie heeltemal aanbring in 'n veilige spasie. Dit is ons verantwoordelikheid as geloofsgemeenskap om mekaar verantwoordelik te hou aan hierdie. Want ons rede kom hulle dit blind spots neem. Ons sien nie die goed. Die fariseërs is al vir jare en jare en jare in hierdie proses van dit is hoe dit gedoen moet word. En dit is al vir jare so. Ek kan nie vir julle sê hoeveel keer ek moes op kerkraadsvergaderings en goed sit waar daar gekla was vir kinders wat mors in die kerk nie. En dan was dit nou taai hande en goed, dit is sy reg. Maar dan mis 'n mens die punt van die waarheid van die genot van wat daar gedoen is. Ons mis die punt van ons eintlike doel. En dan vat Jesus dit saam. En hy vat dit saam deur te sê, ek is groter as die tempel. Nou, ek wil ons moet gou dit saam met mekaar sê. So ons kan sê, Jesus is groter as die tempel. Sê dit saam met my. Jesus is groter as die tempel.
Okay, maar nou die keer as ek dit glo, nee. Jesus is groter as die tempel. Okay. Ek gaan nie van ons as dit sê, moet 3 keer sê nie. 1 keer in die spieël nie. Jesus is groter as die tempel. Hoekom is dit belangrik dat hy dit sê? Eintlik wat hy hierso sê, is hy sê, julle hou vas aan die skaduwee, terwyl die werklikheid voor julle staan. Kragtig, né? Hy sê vir hulle, julle mis die punt heeltemal. Julle het die wet wat belangrik is, maar julle het nie die hart van God wat saam met die wet moet gaan nie. Want dit balanseer dit uit. En ewe skielik is daar genade. Snaaks dat ons Afrikaanse taal het net genade. Ons het nie die vorm wat Engels het vir grace nie. Dink 'n bietjie daaroor. En dan bring hy net weer alles terug en hy sê, God se hart kan nie vasgevang word in ons belydenis nie. Nie net nie. Dit moet uitgeleef word in ons dade. En die liefde wat ons vir mekaar het. Dit is maklik om iets te bely, maar dit is moeilik om dit oor te sit in aksie. So julle huiswerk is, waar julle sien iemand is stak, help hulle, vertel hulle, help hulle om te sien waar dit is waar hulle stak is. En dan die persoon wat stak is, want dit is die moeilike deel, want dit gaan oor hoe jy nou gaan reageer, né? Verwag maar hulle gaan moeilik wees, want dit is nooit lekker om te hoor jy is verkeerd, né? Vat dit dan en bid bietjie daaroor. Dink bietjie daaroor waar jy nie in liefde geleef het nie, want dit is eintlik maar waar die kruks van die kom. Ons sonder liefde is ons niks. Ons kan al hierdie mooi tale praat, ons kan al hierdie wonderlike gawes sien, maar as ons nie in liefde doen nie, dan is dit niks. En ek wil dis die maatstaf vir alles. Lewe ons in liefde. Wat wil jy doen? Of voel jy dit is die regte ding om reg te doen, om vir daai persoon te sê jy is verkeerd? Is dit in liefde? Amen. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie dat ons voor U kan staan en weet U het ons elkeen geroep vir die koninkryk. Ons elkeen het 'n spesifieke doel op hierdie aarde. Here, ons almal is iewers, is ons stak, waar ons vassit, waar ons dalk 'n reël volg, waar ons 'n opinie het wat nie in liefde is, Here. En waarmee ons baie keer mense seermaak, omdat ons dalk seer gekry het, of dat ons voel, dit is die waarheid. Here, mag U ons help, deur ons man, ons vrou, ons vriende, ons familie, ons kerk, mag U ons help deur ons geloofsgemeenskap om mekaar te help om dieper te kyk, om verder te kyk, om daar waar ons gestak is te aanstak. Dankie Here dat ons weet dat U gekom het om hierdie wet te vat en die liefde daardeur te laat vloei. Om genade te bring, om vergifnis te bring, om barmhartigheid te bring. Dankie Here dat ons kan vier dat U is die tempel. Die samekoms hier gaan nie oor menslike reëls of 'n gebou nie. Dit gaan oor U. Dankie dat ons dit kan vier vandag. Amen. Gemeente, kom ons staan en spreek dit die seën uit. Nou ek sê dit baie keer, die seën is bedoel om saam met ons te gaan waar ons heen gaan. Ons moet dit dra aan, ons moet dit vir mense gaan vertel. Want as ons nie dit doen nie, dan is dit nie net 'n seën bedoel om af te vee aan ander mense. So is dit reg om die seën gaan versprei waar ook al julle gaan. Mag die Here julle seën met vrede wat alle verstand te bowe gaan. Mag julle harte en gedagtes daarmee deurtrek.